Hallo julle, Hallo daar. as julle 'n kat se stert so sien verbygaan, moenie skrik nie. 'n Baie bekende skrywer, Tagore, het die vermoë gehad om met enkele beelde groot waarhede oor te dra. Hy's net regtig die meester in die gebruik van beeldryke taal. En as ek dit nie mis het nie, het hy ook die Nobelprys vir literatuur by geleentheid gewen. Ons wil vandag 'n bietjie praat oor een van sy frases in 'n lang gedig van hom. En die frase is 'n frase wat eintlik al 'n lang pad saam met ons kom, né? Baie lank. Ja, dis een van daai mooi beelde wat net so tot 'n mens spreek. En 'n geweldige groot waarheid bevat Ja. en eintlik 'n mens oor jou eie lewe laat dink. Ja, en op baie vlakke. Dis regtig so mooi, kan ek hom maar sê. Ja, asseblief. Want ek gooi die woorde blykbaar rond. Hy sê dit in moderne Engels. Dit is vir my so mooi in die amper die poëtiese vertaling natuurlik van sy werk, want hy was Indies. Dis reg. So die aanhaling sê, of die strofe sê, my flower, seek not thy paradise in a fool's buttonhole. My flower, seek not thy paradise in a fool's buttonhole. Jo. En met net 'n paar beelde skep hy 'n totale prentjie Ja. van 'n ingeperkte lewe. Ja, en 'n lewe wat na niks lei. Ja, Want 'n blom wat in 'n knoopsgat is, sy dae is getel. ja, Hy's net vir daai rukkie is hy daar en is mooi en hy's bruikbaar en dan word hy weggegooi. dis Hy reg. word dalk gedroog of maar hy's dis uitgedien. Ja, So en ook die term my flower het iets van 'n kosbaarheid, van 'n waardevolheid, van 'n teerheid waarmee hy jou aanspreek. Is dit nie? En amper iets soos wat jy vir jou kind sou sê. ja, Jy's waardevol. Moenie jou toekoms, moenie jou wat paradise, jou ideale, jou potensiaal. jou potensiaal. Dit sit nie in 'n situasie, dit kan 'n mens wees waarin jy jouself in 'n verhouding begewe of 'n werksituasie, 'n plek, 'n omgewing, wat dit ook al is, maar wat nie vir jou eintlik lewe inhou nie. Dis reg. Dis reg. En kyk net hoe slim het hy daai beeld gebruik. Want 'n geleentheid, ek weet nie of 'n mens dit vandag nog so baie sien nie, maar 'n geleentheid waar so 'n blom in 'n knoopsgat gesit word is gewoonlik 'n statige geleentheid. Ja, en gewoonlik 'n viering, 'n troue of ja. So met ander woorde wat hy sê, my geliefde, moet jouself nie laat mislei deur dit wat in die kollig is en dit wat die aandag trek en waar jy meen jy's in die middelpunt nie. Ja, waar ja. Maar jy's eintlik maar net in 'n dwaase knoopsgat. Of jy's net daar vir versiering. Ja. Dis amper ietsie soos 'n trofee vrou, 'n vrou wat net vir 'n man eintlik 'n status, 'n status of 'n pragtstuk is, 'n pronkstuk is. Dis sulke situasies sou ek my voorstel. Iets waar jou waarde, jou inherente lewenskwaliteit nie raak gesien, waardeer, gevoed, aan die lewe gehou word nie. Ja. Want jy word van jou wortels afgesny. Ja, ja.
En dit laat 'n mens nogal dink, dit is 'n baie groot lese waar volgens 'n mens jou lewe kan inrig. Ja, 'n maatstaf. 'n Maatstaf. Ja. Waar hy eintlik vir ons sê, my geliefde, my flower, wees baie versigtig om nie jou totale welsyn, jou totale paradys op 'n situasie of op 'n persoon of op 'n plek dit daarop te vestig wat eintlik tot niks gaan lei. En jou hele self gee Ja, in 'n situasie wat jy dink vir jou die paradys gaan wees, die ideale verhouding, die ideale huwelik, die ideale werk, wat dit ook al is. ja. Kyk baie mooi waarvoor jy aangewend gaan word. Ja, maar dink jy nou nie, ek bedoel dit is 'n gegewe en dit is sulke wyse raad. Maar dink jy nie dat 'n groot probleem lê dat 'n mens die heeltyd hoop dat die voel wyser gaan raak of dat jy ernstiger gaan kom op die baadjie lapel nie? Wel, dis die ding. Wat laat jou ontdek dat hierdie knoopsgat beperkend is? Hoekom is dit dat soveel mense inderdaad op sleeptou geneem word deur verhoudings en situasies waarop hulle hoop vestig wat tot niks lei nie? Ja, want dit is 'n bietjie dit is amper met 'n terugblik wat jy dit agterkom. Dis reg, dis Ja. reg. Wat jy terugkyk op 'n verhouding en sê dit was nie liefgewend. Ja, hoe kon ek dit gedoen het? Ja. So met ander woorde, 'n mens is nou in 'n situasie. Hoe weet jy dat hierdie situasie Tagore sê dit. Vir 'n lang ruk het jy dit op 'n swart bord in jou kombuis geskryf gehad. So mooi, mense het dit daar gelees. Jy lees Tagore daar. Hoe pas jy dit op jou lewe toe? Hoe weet jy wanneer jy in 'n knoopsgat vasgesteek is? Wel, ek dink in terme van dit is moeilik in terme van verhoudings of werksituasies wat jy nie veral as jy baie vinnig daarin gaan. As jy baie haastig besluit neem en nie eers die persoon baie goed leer ken en mooi dit kyk hoe dit vir jou uitwerk nie. Maar ek dink in terme van daar's 'n ander manier om daarna te kyk ook. Jou lewe, die dinge waarmee jy jou in jou lewe besig hou, kan ook 'n fool's buttonhole wees. Goed, ja. In ander woorde, ek kan my heeldag lank besig hou met dinge wat nie lewegewend is nie. Ja. Met ander woorde, ek sit my waarde, ek sit my tyd, myself of in 'n werk of in dinge waarmee ek besig is wat nie my potensiaal, nie my skoonheid, nie my dit wat ek kan bied as ek my wortels in grond het en water en voeding kry. Ja. As ek nie in so 'n situasie is nie. Dit. En dit weet ons. Dit Ja. weet ons inherënt. Ons weet of ons besig is met sulke dinge of nie. Jy weet, ons weet of ons in 'n werk is wat vir ons lewegewend is. Ons weet of ons onsself besig hou met dinge net maar om besig te wees of om uit te stel of daai tipe van goed. Ons weet wanneer ons net verkeerd eet die hele tyd of ons weet hierdie dinge. Ons weet dis 'n fool's buttonhole. Dis 'n dwaas se knoopsgat. Okay. Waarin ons onsself plaas. Ja. Ons sit onsself daarin. Ja, in baie gevalle. In baie gevalle. Ja. So, maar in terme van verhoudings dink ek dit is 'n baie moeilike ding. Nee, maar voordat jy nou heeltemal daarvan afstap, want ek dink dis 'n baie belangrike ding wat jy daar raak. Nou jy weet dit. Hoekom gebeur dit dikwels dat ons nie uit daai siklus uitbreek nie? Ek dink dit gaan baie terug na weer eens selfwaarde, patrone wat vasgelê is, wat baie moeilik gewoontes, verslawings,
situasies wat baie moeilik is om uit te kom. Mm. So dis amper makliker om maar net in die knoopsgat te wees as wat dit is om jouself daar uit te kry en wortels te groei elders. Mm. So dit is wat ek dink, wat dink jy? Ek dink so. Partykeer is dit makliker om gekoester te voel saam met die stukkie varing in hierdie knoopsgat. Ja, nog 'n stukkie sjokoladekoek. En nog 'n stukkie, want jy's gewoonlik darm so saam met iets anders ter vasgedraai in hierdie Ja. so dingetjie. Ja, dat 'n mens sê ek is nie eintlik meer werd nie. Ja. Hierdie is die beste. Dis die beste wat ek kan doen my lewe. Dis is eintlik so hartseer want as jy daaraan dink, as jou doelwit, as jou hoogste wat jy voel jy kan gee, is om 'n knoopgatblom te wees. Ja. Dan is dit regtig baie hartseer. Ja. Ja. As daar geen blom, bloei, vrug, saad van jou af kan kom nie, want jy's nie geplant nie. Ja. 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 Ja, dit bring 'n mens amper by so 'n tragiese situasie waar 'n mens, daar's iets tragies aan daai. Dis baie tragies. Aan daardie aanhaling. Ja. So 'n mens sê dit ook vir jouself om te sê kyk bietjie mooi of 'n mens nie in 'n tragiese situasie vasgevang is of 'n mens vir jouself 'n tragiese traject skep. Wat eintlik deur 'n bietjie waagmoed verander kan word nie. So enkele paar reëls wat 'n hele wêreld oopvou. Ons hoop julle het 'n baie lekker lang naweek en volgende week gesels ons weer. Mooi week almal. Tata.